Ek hoor my vriendin sê, vriendin, het die ketel gekook, waar is jou koffie? Hier is my koffie. Vanaand is ek alleen hierso, maar bloot omdat ek en Erika nie by mekaar kon kom om koffie saam te drink nie. Maar sy het ook vir my gevra om hierdie spesiale kuier saam met julle te doen. So ek glo sy gaan ook met haar koppie koffie saam met ons kuier. Vandag is my verjaarsdag. En dis 'n besonderse dag in elke mens se lewe. As jy ma is, vir pa is, het jy al daai beleef, met jy daai mensie die eerste keer in jou arms vashou. Die eerste keer ontmoet en onmiddellik op hulle verlief raak. So uniek en besonder soos wat elkeen van ons is, as ons gebore word. Net so uniek en besonder is ons elke een gemaak. En dit is ons eie vingerafdruk. En in al die biljoene mense in hierdie wêreld, is daar net een Karin, is daar net een Erika, is daar net een van jou. Met jou unieke keuses, voorkeure, afkeure. En dis hoekom elke mens se wense so kosbaar en so besonder is. Ons het nou al geleer dat nie twee mense dieselfde wense het nie. Nie twee mense dieselfde behoeftes het nie. Ja, as kinders groei ons op in een huishouding, maar selfs ewen dan loop ons nie dieselfde paaie nie. Want ons het verskillende ouderdomme, verskillende vriende, verskillende goed wat buite kan die huis gebeur, of selfs in die huis gebeur met ons. En tog ervaar ons elkeen dit op 'n verskillende, aparte, anderste manier. Ek is 'n wonderwerk en vir my is dit kosbaar en belangrik om my verjaarsdag te vier. Dit het my lank gevat om te besef. Ek was nie eers veronderstel om gebore te wees nie. My ma is liggaamlik, my biologiese ma, is liggaamlik en verstandelik gestremd. En sy het die voorreg gehad om by haar ma in die huis te groei en groot te word. So, toe sy 'n jong meisie word, het hulle dit nie nodig geag om haar te steriliseer nie. En ja, toe sy 'n jong vrou was, het 'n man advantage gevat van haar. En ek is geskep. En ek is gebore in normale omstandighede. Sou sy gesteriliseer geword het en die moontlikheid sou nie bestaan het nie. Maar die Here het my geroep vir 'n besonderse doel in die wêreld. Dit het my lank gevat. En ja, as 'n gestremde vrou het sy later nie eens geweet, sy het geboorte gegee aan 'n kind nie. Maar toe ek besef wat so wonderwerk ek is, het ek besef hoe kosbaar dit is om gebore te word. Nie net vir my nie, maar vir elke een van ons.
op ons besonderse maniere, wat ons die wêreld die eerste keer in die oë gestaar het, en ons gebore is, elkeen in besonderse omstandighede, en ons ouers het met hulle foute, ja, ek is aangeneem toe later, of toe ek nog baie klein was, so ek het besonderse ouers gekry, wat die Here ook vir my voorsien het. En niemand is perfek nie. En as jy self 'n ouer is, weet jy, daar's soveel foute wat jy gemaak het. Maar tog groei ons kinders op en ons groei op. En daai foute maak ons keuses in ons lewens maak. Besluite in ons lewens maak. Wat anderste is. Wat ons elkeen uniek maak. Met unieke wense, unieke voorkere en afkere. En is dit nie absoluut amazing nie. Nou die dag toe ek en Erika se saam gekuier het, as julle ons vorige video's gekyk het, sal julle sien sy het genoem dat ek hou van watervalle en ek hou van watervalle stap. En ek was 2 weke terug, was ek bevoorreg gewees om tussen watervalle te gaan stap. En ja, dit wat ons lief voor is, op 'n dag kom ons en ons is ouer, of as ons soos Erika, asem is nie meer daar nie. Ons kan nie meer die goed doen wat ons harte laat warm klop nie. En ek was daar tussen die watervalle en ek het gedink, as ek die dag nie meer kan nie, as die asem nie daar is meer nie, as ek ouer is, hoe gaan ek dit hersien? Hoe gaan ek dit oordoen? En inteendeel, my stapmaat het so 'n kilometer in die eerste stap, die eerste dag, eintlik haar enkel gebreek, en ons het gedog sy het hom net redelik verswik. Sy het nog so eentjie aangestap en teruggestap. En die 2 dae in die kamp gespandeer. Dit het my nog meer laat dink. Mens maak planne en jy berei voor en jy dink en jy droom en jy wonder en dan gebeur hierdie goed. Dinge gebeur in ons lewens dat ons drome dalk nie kan verwesenlik. En hoe hersien mens jou droom? Hoe herdenk jy jou droom? En as jy gediagnoseer is, as jy 'n diagnose het of as jy ouer is en die liggaam wil net nie meer nie, hoe maak mens? Kan jy onthou? Soos daai, was dit 'n storie op in die middag? Hoe maak mens, né? Hoe maak mens? En dit bring ons by herinneringswerk. Om weer daai foto's wat ek nou het, te gaan afstof eendag. En weer daardeur te gaan kyk. Wat ons gedoen het is, my vriendin wou verskriklik graag dit gaan stap het. Sy het net vir my gesê, neem baie foto's. En ek het, en toe ek by die kamp gekom het ek alles in detail met haar gedeel. Al die foto's het ek met haar gedeel. Al die reuke, die ver wat ons kon gesien het, die opstap en die afstap en die klippe wat ons oorgeklim het, en die koue water by die watervalle. En ek het vir haar van haar ijskoue water uit die rivier uit geskep, want het was skoon geweest, en sy kon dit drink. Ja, al was haar hartseer, want sy kon dit nie gedoen het nie, kon sy daai stukkie deel.
En net so kan mense ook herinnering werk doen. As jy al by watervalle was, of as jy by 'n see was, is dit jou plek is waar jou hart warm klop en jou beker oorloop. Kan mens weer foto's gaan hersien. Mens kan selfs weer jou oë toemaak en voel en beleef en herleef met die klank van 'n see wat bruis, golwe wat spat teen die rotse, en jy maak jou oë toe, kan jy dit in jou geestesoog terugroep. En jy kan die see ruik, jy kan die sand onder jou voete voel, en jy kan dit weer gaan herroep, gaan herkuier. As jy nie meer hier is nie, en jou kinders het kosbare oomblikke saam met jou, of jou familie of jou geliefdes het kosbare oomblikke saam met jou by die strand en by die see, dan kan hulle daai foto's gaan afstof. Mens kan met jou koers doen, wat jy laaste dag aangevat het saam met jou familie, kan jy 'n kussing maak. Jy kan die blare van die blomme langs die pad, kan jy dit droog en jy kan dit in jou joernaal inskryf. Memory werk het soveel moontlikhede. Daar's nie 'n einde aan hoe mens dit kan doen, en daar's niks wat jy kan sê, ja, dit is hoe jy dit moet doen nie. En net so uniek soos dit elkeen van ons is, net so uniek is ons herinneringe, is die plek wat ons harte vol maak en warm laat klop, so besonder. So herinneringswerk is vir my kosbaar, want ek het 'n filosofie in die lewe, met elke dag moet jy memories maak, saam met jou geliefdes, in die oggend as jy opstaan, deur die dag, en die aand as jy gaan by die huis kom, as jy gaan slaap, sodat mens eendag daai herinneringe kan gaan hersien, gaan herkuier, en mens dit nie mooi kan onthou, en jou hart kan warm maak. En net so uniek soos dit elkeen is wat ons gebore is, net so uniek as ons elkeen se wense vir ons laaste dae. En ons is so bevoorreg om daai kosbare tyd, daai kosbare wense moontlik te maak vir mense. Dit is soms baie scary om regtig met jou familie te praat, want dit maak seer. So opgewonde soos dat mens is vir 'n nuwe babatjie, net so skrikwekkend is dit om te praat van die laaste paar dae, van die laaste paar ure, voordat 'n mens jou asem uitblaas. Tog maak dit 'n verskil vir ons en ons families, om daai sekerheid en vrede in ons harte te hê, dat ons wense nagekom sal word, en gerespekteer sal word. Gerespekteer klink vir my so onder, met onder soos in Engels sê. En ons wil graag vir julle uitnooi, as julle sulke herinneringswerk wil doen, dit gaan vasklem op papier, dalk vir jou familie, dalk vir jou kinders, dalk het jy kinders wat klein is, wat jy bang is dat hulle nooit werklik jou gaan ken, as jy 'n diagnose het nie, kan jy briewe skryf, jy kan vir hulle voice recordings los, jy kan vir hulle video's los, en jy kan jou mens wees, dit wat jou gemaak, so besonder gemaak, met hulle deel.
As jy weet wat, waar en hoe nie, waar begin mens? Hoe maak mens nie? Kontak ons. Ons is hier so om jou stem te laat hoor, om jou wense 'n stem te gee en jou te help om daai brug oor te kom, sodat jy daai gesprekke met jou geliefdes kan hê en jy in vrede in die toekoms jou laaste paar dae, jou laaste paar oomblikke, jou laaste paar minute en selfs nie in jou roudiens of begrafnisdiens of hoe jy dit ook al sê, na die tyd dit gehoor kan gee. Kontak ons gerus. Ons sal ons helplyn se nommer deel in die beskrywing en jy is welkom. Kontak ons gerus en ons help julle. En kom kuier deur saam met ons oor 'n beker koffie.